Case IH is weer eens dankbaar om 2026 by Nampo te kan wees. Op waar ons 'n paar hoogtepunte gehad het, is die Case AF9 wat definitief, ek dink die wêreld druk, effektiwiteit, doeltreffendheid en brandstofbesparing. Die stroper het 'n hele klompie nuwe features op hom en ons is baie opgewonde om te sien wat hierdie stroper vir ons bied in die nabye toekoms. En julle sal nou sien, die AF9 het meer tegnologie as meeste pasgetroude paartjies se huise. Dis 'n baie indrukwekkende ding. Maar om nou eerlik te wees of nou straight to the point, innovasie gebeur nie net sommer nie. Nie innovasie op hierdie vlak nie. Die AF9 verteenwoordig ingenieursvernuf. Dit verteenwoordig vooruitgang in landbou. En ek dink die belangrikste is dit verteenwoordig ondersteuning en oplossings vir die mense wat ons land voed. Ek gee oor aan Bertus Parkhausen. Right. Moet ek hierdie ouetjie aansit of net Wat vir nou hondjie oor ompan toe. Mag ek prys praat hierso? Mag ek? Okay. Die stroper huidiglik. Ons gaan ons nou na die Magnum toe. Vir die van julle wat lactose intolerant is, dit is 'n masjien nie Romeis nie, julle gaan okay wees. Maar nie na die cab en dan die engine en dan die band. Ja, ek is maar 'n bietjie stresvol. Ja. Sorry, ja. Okay. Op enige vandag gaan dit maar oor brandstofgebruik. Sal ek sê, met die brandstofpryse wat so baie duur geraak het en so, het ons gesien dit is 'n probleem en ek dink om te verbeter op dit is maar kostebesparing ook. Ek gaan nou oorgee aan Andrei Olwagen. Die man praat altyd ongelooflik baie nonsens, so ek dink dit gaan die eerste keer in my lewe wees waar ek alles gaan kan glo wat hy sê. Ons bou hierdie implemente, ja, hy gaan dalk nou 'n bietjie 'n groter prysklas hê, maar op die einde van die dag, Ek is so jammer. hoekom is dit 'n hoë spoed is? Soos ek gesê het, jy wil soveel hektaar as moontlik deur die dag werk kry. So hierdie masjien kan hom met 20 km/h. Hang af nou obviously van jou veldkondisies. So Nampo 2027 sal ons definitief weer sien.